Dag sê en hartlik welkom by Reguit met Robinson hier op Litnet. 'n Ewige debat woed oor die 49 Suid-Afrikaners wat voorkeurbehandeling ontvang het van die Amerikaanse regering om vlugtelingstatus daar te verkry. President Donald Trump het vroeër die week gesê die stap is gedoen omdat volksmoord teen wit boere in Suid-Afrika gepleeg word. President Cyril Ramaphosa het tydens 'n besoek aan Nampo se oesdag op Botawil die aantuiging verwerp en gesê die groep is lafaards wat weghardloop van Suid-Afrika se probleme, pleks daarvan om by te dra tot oplossings. Die twee presidente sal, na wat berig word, volgende week in Washington ontmoet. 'n Uitnodiging is ook aan Trump gerig om Suid-Afrika te besoek om hom van die ware feite te gewis. Kritiek het verskeie oorde is dat die FSA wit Afrikaner boere voortrek, terwyl werklike vlugtelinge wêreldwyd die koue skouer gegee word. Ons gas is politieke ontleder, Professor Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Welkom met u. Wat is die amptelike internasionale definisie van 'n vlugteling, oftewel 'n refugee? Ja, ek dink dis 'n baie goeie plek om by te begin. Daar is 'n wêreldwye probleem met vlugtelinge. 'n Mens kan rondkyk en as jy byvoorbeeld kyk na Somalië, Ethiopië, selfs in die noordelike gedeeltes van Kenia, kry jy uitgebreide vlugtelingkampe wat mense huisves wat haweloos is, wat ontheem is. Met ander woorde, hy het nie 'n blyplek nie. Sy blyplek is op een of ander manier vernietig. Nog 'n voorbeeld daarvan sien ons elke dag eintlik op TV-skerms as 'n mens kyk hoe die situasie hom in Gaza afspeel of selfs in Libanon, waar konflik aan die gang is. So die definisie van 'n vlugteling is iemand wat ontheem is. Met ander woorde, hy is van huis en hart ontneem. Hy het sy blyplek verloor en daar is gewoonlik voedselnood en ander dienste wat nie in plek is nie. En dan internasionale verklaring deur die Verenigde Nasies se instelling wat werk met vlugtelinge is natuurlik dan 'n baie belangrike gedeelte van die verklaring van wie 'n vlugteling is of wie nie. Nou die oomblik wat jy formeel vlugtelingstatus het, dan is dit natuurlik 'n gasheerland se bereidwilligheid om jou in te neem op 'n tydelike basis of om aan jou asiel te verleen. As daar aan jou asiel verleen word, dan beteken dit iemand neem jou in, hy reik uit na jou, hy gee vir jou burgerskap en hy gee jou eintlik die geleentheid om oor te begin of ten minste 'n menswaardige bestaan te voer. Nou teen daardie agtergrond is die verklaring van Afrikaners, spesifiek wit Afrikaners, alhoewel Donald Trump hierdie kwessie van is dit wit, is dit bruin, is dit swart, hy speel daar rondom met woorde, maar dit is basies wit Afrikaners wat deur 'n uitvoerende bevel die status van vlugtelinge gegee is. Nou vir Amerika beteken dit waar jy andersins 'n ellelange proses moet deurgaan om toestemming te kry om in die FSA te bly, om verblyfreg te kry, is die verklaring van vlugtelingstatus 'n kort pad daarna toe. En dit het 'n klomp mense in staat gestel om daarna toe te gaan, maar jy is heeltemal reg in jou inleiding. Dit het 'n emosionele en 'n uitgebreide debat in Suid-Afrika veroorsaak in die media, op kamera, op die sosiale media oor wat gaan nou eintlik hier aan? Wat is die status van die mense en wat is die pad vorentoe? Maar kwalifiseer hulle met ander woorde nie volgens daai definisie om die status te kry nie? Nee, ek dink nie hulle kwalifiseer in terme van die VN se definisie nie, maar hier sit ons nou met Amerika, waarskynlik die magtigste land in die wêreld in ons tyd, met Donald Trump wat geen geheim maak daarvan dat hy sy mag sal uitoefen en dit sal uitspeel en deur 'n uitvoerende bevel maak hy dus 'n verklaring
om hulle vlugtelingstatus te gee in terme van Amerikaanse wetgewing. So dis eintlik 'n bilaterale stap en nie 'n multilaterale stap nie. Dit reik nie uit na witboere in Zimbabwe nie. Dit reik nie uit na witboere op ander plekke nie. Dit reik spesifiek uit na Suid-Afrika. So dit val binne hierdie konteks van ons bilaterale verhouding, Amerika versus Suid-Afrika. Nou is hierdie mense lafaards, soos wat die president sê. Ek dink die regering en by monde van Cyril Ramaphosa maak 'n fout oor hoe hulle reageer op hierdie hele kwessie. Wat my aanbetref, is die verklaring daarvan om vlugtelingstatus uit te reik is 'n politieke stap. Dit was nie 'n humanitêre stap. Omdat dit 'n politieke stap is, moet 'n mens baie versigtiger omgaan met hoe jy daarop reageer. Om nou soos ons minister van buitelandse sake allerhande stellings te maak of ontkennend op te tree, of om soos die ANC op sy verklaringe te maak, of die president gister, dink ek nie is die regte benadering nie. Ek dink die regte benadering is om meer genuanceerd te wees, om te sê ons is hartseer daaroor dat 49 Suid-Afrikaners nie meer kans sien om in Suid-Afrika te bly nie. Maar die redes wat hulle aanvoer, met ander woorde misdaad, plaasaanvalle, vrees vir onteiening, nie noodwendig onteiening nie, die vrees vir onteiening, is kwessies waaraan die regering aandag sal moet gee. Dit dink ek behoort 'n goeie antwoord te wees, maar om op die aanval oor te gaan, sê vir jou dat Suid-Afrika en Amerika se verhouding is nie op 'n goeie plek nie, en dit bring ons nie nader aan 'n oplossing in die bilaterale verskille wat daar tussen Suid-Afrika en Amerika op die oomblik is nie. Jy was self by Nampo se oesdag gewees. Dit gaan seker daaroor hierdie storie. Ja, daar word baie daaroor gepraat en dit is oralster in gesprek en dis 'n gepolariseerde gesprek, Freek, op sy beste. Jy kry 'n groep wat sê nee, 100%. Dis presies wat moet gebeur en dit sal die ANC 'n les leer. Dis een van die standpunte wat geld word. 'n Ander standpunt wat geld is, hierdie mense gaan nou oor, hulle moet 'n nuwe begin maak, op grond waarvan gaan hulle ondersteun word en wat is die vermoë wat hulle gaan hê om heen en weer te beweeg. Gestel nou jy neem Amerikaanse burgerskap aan. Gelukkig het ons grondwetlike hof 'n week of 2 terug besluit dat geen Suid-Afrikaner kan ooit van sy geboortereg ontneem word nie. Met ander woorde, jy kan dubbele burgerskapstatus hê en ek dink ten minste daardie probleem gaan hulle nie hê nie. Daar was aanvanklike vrees dat as jy vlugtelingstatus aanneem, dan is jou vermoë om terug te kom na jou land van oorsprong is beperk. Want dis wat gewoonlik gebeur met sogenaamde refugees. Jy is eintlik uitgeskuif uit die land van oorsprong vir die res van jou lewe. Ek dink nie in hierdie geval gaan dit gebeur nie, maar ek persoonlik, behalwe vir die verskillende standpunte, ek is bekommerd oor die 49 siele, en dit gaan natuurlik nie al wees nie. En ek dink ook hulle is baie spesifiek gekies. Hulle is spesifiek gekies oor insidente wat met hulle gebeur het en bewyse wat hulle kon lewer waar hulle te nagekom is ten opsigte van misdadigheid in die plattelandse gebied of die bedreiging vir eiendom en dies meer, sodat die Amerikaners dit ten minste kan gebruik, want jy ken die Amerikaanse stelsel so goed soos ek. Amerika is 'n land met 'n plurale karakter. Dit beteken, daar is nie net een sentrum van mag nie. Daar is veelvoudige sentrums van mag. En ons het nou gister 'n voorbeeld daarvan gehoor, dat 'n demokraat, wat lid is van die Senaat se komitee oor buitelandse sake, maak die stelling dat dit is ongelooflik dat Donald Trump hierdie uitnodiging aan 'n spesifieke deel van die Suid-Afrikaanse gemeenskap kon gee, naamlik vlugtelingstatus, terwyl hy in presies dieselfde tyd in 'n hofsaak betrokke is oor
die geboortereg van iemand wat in Amerika gebore is, maar van ouers wat nie burgerskap het. En volgens Donald Trump is so 'n kind wat in Amerika gebore is nie geregtig op Amerikaanse burgerskap nie. Elders in die wêreld, as jy gebore word in 'n bepaalde land, het jy reg op burgerskap van daardie land. En dit sê net vir jou dat ons het hier met 'n baie intense politieke proses besig, wat deel is van Donald Trump se groter prent van Make America Great Again, wat besig is van die groter prent oor wie moet in Amerika wees en wie moet buite Amerika wees, maar vir sy verhouding met Suid-Afrika, dink ek het hierdie situasie van die 49 'n politieke speelbal geword. Nou is dit 'n ingrypende verandering van die hele beleid oor hierdie vlugtelinge, of is dit maar net sommer 'n enkele daad teenoor 'n spesifieke groepie? Ek dink hierdie is 'n enkele daad teenoor 'n spesifieke land. As die reël van vlugtelingstatus uitgebrei moes word, dan kan ek my aan honderde, indien nie duisende, Meksikane, mense uit Venezuela, mense uit Cuba, ek kan aanhou, mense uit Haiti, wat sou kon aanspraak maak op vlugtelingstatus op dieselfde basis in Amerika. So, dis hoekom ek dink hierdie is nie 'n deurdagte, omvangryke beleidsverandering in Amerika nie. Hierdie is 'n spesifieke gerigte beleidsbesluit ten opsigte van Suid-Afrika. Maar dit is wit, hoofsaaklik boere en mans. En as 'n mens nou dink net aan die tradisie van Suid-Afrika en hoe in die buiteland verguis is vir apartheid, dan lyk dit asof ons hier weer 'n situasie gaan kry waar ons moet geloei gaan word met kritiek. Ja, ek dink jy raak aan 'n baie sensitiewe punt. Dit is so, as mens sê Afrikaners, dan is die kwessie van bruin Afrikaners, Afrikaans sprekende bruin mense. Waarom word hulle uitgesluit? Ek weet bepaald van swart mense wat ook van hulle grond ontneem is, wat slagoffers was van onteiening. Ek weet ook van hulle wat slagoffers was van plaasmoorde, maar ek dink nie hulle word onder hierdie uitvoerende bevel ingevoer nie. En dit is waarom ek sê hierdie is 'n politieke speelbal en 'n mens moet baie versigtig wees oor waar hierdie ding heen gaan. Ons het nou reeds gesien dat 'n bepaalde kerkgroep wat gevra is om hulp te verleen aan die vlugtelinge in Amerika, dit van die hand gewys het op grond daarvan dat hulle baie goeie verhoudinge het met die Anglikaanse kerk in Suid-Afrika, en hulle sê, hulle sien nie hulle weg oop om hierby betrokke te raak nie. Dit is net nie, dit werk net nie. Nou, een van die beginsels, fundamentele aspekte van onderhandeling met Donald Trump, wat ek is seker ons president onder die knie sal moet kry voor volgende week, is Donald Trump is 'n transaksionele leier. Hy is 'n leier wat aan die een hand iets aanbied en aan die ander hand wil hy iets hê. Hy kom met ongelooflike tariewe, want hy wil iets hê daarvoor, maar jy moet nou uiteindelik eers uitvind in die proses, wat wil hy hê? So Suid-Afrika sal in sy gesprekke met Amerika, want die belangrikste verhouding wat ons het met die VSA, is 'n handelsverhouding. Ons het 'n baie omvangryke handelsverhouding met Amerika, met meer as 600 Amerikaanse maatskappye wat in Suid-Afrika diens doen. As jy nou byvoorbeeld vandag, soos ek vanoggend op Nampo rondgeloop het, jy sien Caterpillar, jy sien John Deere, jy sien Case, jy sien International Harvester, ag, daar's so baie voorbeelde, DuPont, daar's soveel handelsname net in landbou wat jy kan noem. En dit is alles deel van ons handelsverhouding met Amerika. Dit moet herstel word, want op die oomblik is dit onderhewig aan 'n 30% tarief. En hierdie 49 vlugtelinge wat nou in Amerika aangekom het, is eintlik deel van 'n groter mandjie van gebeure wat die verhouding met Amerika bepaal. En die vraag is net, wat gebeur nou wanneer
Ramaphosa en Trump om 'n tafel sit? Gaan Ramaphosa 'n soort Zelensky scenario probeer deur op TV Donald Trump teen te gaan om te sê, meneer die president, jy verstaan nie mooi wat in Suid-Afrika aangaan nie? Of gaan Ramaphosa die ewige diplomaat wees terwyl hy in die Withuis sit? Hierdie is almal vrae wat ontstaan uit hierdie vraag waarin die 49 deel van is. En die 49 kan waarskynlik nog meer word in die toekoms. Want ek verstaan daar is omtrent 8000 versoeke gewees, aansoeke gewees van mense wat graag hierdie status wil kry. Wel, ek dink is groter as dit. Ek verstaan vandag uit gesprekke op Nampo dat daar enige dag tussen 10 en 15,000 jong boere in Amerika besig is met landbouaktiwiteite. Of hulle gaan vir oeste of om te stroop of om plaas ervaring op te tel en dies meer. So ek dink hulle is 'n groep waaruit die Amerikaners baie voordeel kan put. Jong, aktiewe jong boere. Daar is definitief Suid-Afrikaners plaaslik wat ook gaan aansoek doen. 'n Mens sal moet kyk. Die ding het die potensiaal om baie groot te word en hy het die potensiaal om vir Suid-Afrika 'n verleentheid te word. En dis hoekom ek aan die begin vir jou gesê het, ek dink ons regering se reaksie is verkeerd. Ons regering se reaksie moet eintlik 'n totaal ander benadering volg teenoor die Amerikaners om te sê, maar kyk, kom ons doen 'n bietjie introspeksie. Kom ons kyk wat is regtig die situasie met betrekking tot die aansprake wat mense maak wat nou aansoek doen vir vlugtelingstatus. Wat is die werklike stand van die onteiening van grond? Nie die ideologiese posisie of die ideale posisie nie, die werklike stand. Wat is die werklike stand van misdaad op plase, plaasmoorde, alles wat daarmee saamgaan? Wat is die werklike stand van die posisie van veral Afrikaans sprekendes, maar wit mense in die breë, en ek wil daarbey ook bruin mense insluit, ten opsigte van werksverskaffing en hulle hele posisie in die samelewing. Ek dink 'n mens moet 'n baie meer oorwoë siening hieroor neem as hierdie baie uitsonderlike posisie wat nou van stapel is. En ek dink die regering is deel van die probleem in sy reaksie. Maar nou is daar 'n tydperk wat voorlê wat die mense nou aankom by bepaalde plekke. Ek verstaan hulle word na verskillende state gestuur en nou moet hulle begin boer of wat hulle ook al wil doen. Maar dit gaan 'n tyd lank vat voordat hulle by 'n stadium kom dat hulle werklik die geld het om van dag tot dag te oorleef. So mense sien waarskynlik nog groot verpligtinge vir die Amerikaanse regering in hierdie verband. Ja, ek dink wanneer jy vlugtelingstatus kry, dan is daar by verstek ook 'n koste aan verbonde. 'n Koste aan Amerika. Met ander woorde, 'n instandhoudingskoste vir die 49, want onthou, dit is 49 mense wat bestaan uit gesinne onder andere. Pa, ma, kinders, daar is individue, daar is mense met kinders, daar's mense sonder kinders. So dis 'n baie verskeidenheid mense, en ek dink aanvanklik sal die Amerikaners sorg dat hulle ten minste gehuisves word, of dit nou is vir 'n week of 2 weke, daarna 'n plasing waar daar geleenthede is. Amerika is nou in Mei maand, is eintlik einde Mei, begin die somer in Amerika, en dan begin die groot plantseisoen en die 3 of 4 maande se aktiwiteite. So hulle kan waarskynlik baie vinnig gehelp word in terme van die seisoen waarin Amerika op die oomblik is. Nou hierdie klompie wat nou gegaan het is Afrikaners. Hulle doen hulle self so voor en hulle leef dit waarskynlik ook binne in hulle kultuur waar hulle deel wil wees van hulle eie gemeenskappietjie wat saam dinge kan doen. Maar nou is die probleem is die kultuurbande wat daar moet wees. Want die adjunkminister van buitelandse sake sê een van die voorwaardes wat hulle het is assimilasie binne die samelewing. Nou hierdie twee gaan waarskynlik bots van hoe jy jou eie kultuur kan voortsit
en hoe jy dan weer deel is van die groter geheel van die hele Amerika. Ja, ek dink wat dit aanbetref, Freek, is dit die mindere probleem. Dink maar net aan die hoeveelheid Afrikaners wat reeds in Amerika bly. Ek self het 2 jaar daar gebly. En terwyl ek gestudeer het, so ek praat 'n bietjie uit ondervinding uit. Amerika is 'n baie tegemoetkomende samelewing. 'n Mens word redelik maklik in die samelewing geïnkorporeer. Jy word redelik maklik by die kerke ingetrek, jy word redelik maklik ingetrek by ander sosiale aktiwiteite, maar daar is min ruimte vir jou om Afrikaans te wees of om jou Afrikanerskap as 'n Afrikaner uit te leef. Alhoewel daar al 'n redelik gevestigde groep Suid-Afrikaners daar is, maar as ek nou kyk wat in Tasmanië aan die gang is, of wat in Australië aan die gang is, veral stede soos Perth en Sydney, dan het daar al 'n redelike groep Afrikaners hulle self gevestig en netwerke ontwikkel. Maar ons het ander historiese voorbeelde. Ons het die Afrikaners wat self Angola toe getrek het en wat daar verarm het en eintlik deur 'n Rooms-Katolieke Portugese bewind half vervreem is van hulle eie godsdiens. Ons het iets soortgelyks wat in Argentinië gebeur het. So daar is voorbeelde van Afrikaners wat verplaas is, maar wat nie hulle self volhoubaar kon ondersteun nie. Alhoewel ek dink deesdae met die strukture wat beskikbaar is, soos ek en jy nou praat, die internet, selfone, verskillende maniere om te kommunikeer, wat nie 100 jaar gelede bestaan het nie. 100 jaar gelede was jy aangewese op briewe, nou nie meer nie. So ek dink, dis 'n bietjie makliker om jou kulturele staanplek vir jouself te kan bly handhaaf oor 'n periode, maar ek neem aan, die mense wat besluit het om vlugtelingstatus aan te neem, het 'n permanente besluit geneem om uiteindelik Amerikaners te word. En dit was half tragies om te sien hoe die vlugtelinge op die Dallas lughawe aankom en elkeen 'n Amerikaanse vlaggie in die hand gestop word, so half as 'n simboliese daad in terme van aankoms in 'n nuwe land. Kom ons kyk net weer na die algemene situasie van vlugtelinge. Suid-Afrika dink ek gaan waarskynlik in die volgende jaar of 2 erge probleme homself belewe, omdat die ekonomie nie so lekker groei nie. Daar is werkloosheid en op 'n manier moet daai mense inkomste kry. En wat is die beste? Misdaad. En as daar misdaad in die groter samelewing is, dan is daar groter vraag na die Amerikaners van gee ons ook 'n plekkie. So hierdie ding het waarskynlik verskillende ontwikkelingsfases wat nou voor lê. Ja, is 'n interessante vraag wat jy vra. Suid-Afrika se verhouding met vlugtelinge, net om so 'n bietjie af te wyk, is ons het volgens sekere berekeninge tussen 4 tot 6 miljoen vlugtelinge in Suid-Afrika op die oomblik. Sommige van hulle het asiel gekry, die meeste van hulle het soort van informele verblyfreg gekry en sommige het self al Suid-Afrikaanse burgerskap gekry. Ons het nie 'n vlugtelingkamp in Suid-Afrika nie. So vlugtelinge wat uit die noorde uit, of dit nou Namibië is en of dit Botswana is en of dit Zimbabwe is of Mosambiek is, het eintlik maar geïntegreer in die Suid-Afrikaanse samelewing in en bied hulle aan die staat geweldige uitdagings in terme van dienslewering, om die begroting wat ons het in terme van die aantal mense wat ons weet in die land bly, word gewoonlik oorskry omdat daar veel meer mense is wat aanspraak maak op dienste. So die Suid-Afrikaanse geval is uniek wêreldwyd in die sin dat ons nie eintlik vlugtelingkampe het nie, maar daar's baie ander lande waar dit 'n spesifieke probleem is en ek dink om nou terug te verwys na jou vraag toe. Ja, die situasie wat aanleiding gegee het tot hierdie 49 is waarskynlik op die kort termyn 'n situasie wat nie omgedraai gaan word nie, maar wat moeiliker gaan word. En dis waarom ek sê die regering se standpunt hieroor, die regering se verklaringe hieroor kon wat my aanbetref
'n klein bietjie meer genuanceerd gewees het en 'n klein bietjie meer introspektief om te sê maar ons maak nou van plaasmoorde, of dit nou bestaan en of dit nie bestaan nie, ons maak nou 'n prioriteit daarvan. Want dis wat ons mense op die platteland nodig het. Dis wat die Suid-Afrikaanse ekonomie nodig het om voedselsekuriteit te handhaaf. Ons gaan nou die hele kwessie van onteiening sonder vergoeding, wat eintlik nie bestaan nie, maar wat in die spreektaal gebruik word en wat in ANC-verklaringe soms gebruik word. Ons gaan dit nou nek omdraai, want dit is 'n swak sein vir ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika. So ek dink die regering kon baie meer gedoen het om hierdie situasie nie te beredder nie, maar beter te bestuur. Meen jy dat die optrede van solidariteit toe hulle sending na Amerika gestuur het, dat dit deel was van die ontwikkeling van hierdie nuwe benadering van die Amerikaanse regering? Ja, onteenseglik was 'n deel daarvan. Maar net soos wat ek nou net gesê het, onteenseglik, dis deel van die hele, kom ons noem dit ekosisteem wat ontstaan het rondom die bilaterale verhoudinge tussen Amerika en Suid-Afrika wat al vir 'n geruime tyd onder druk is. Maar wat Solidariteit en AfriForum gedoen het om Amerika toe te gaan, om daar op te tree soos hulle opgetree het, is natuurlik deel van wat aanvaar word in Amerika. Belangegroepe is deel van die Amerikaanse politieke proses en wat hulle gedoen het, hulle die netwerke waaroor hulle beskik gebruik om toegang te kry tot die Amerikaanse regering en waarskynlik tot in die Withuis op sekere vlakke. Wat die Suid-Afrikaanse regering natuurlik nie verhoed om presies dieselfde te doen nie. Wat die besigheidswêreld nie verhoed om presies dieselfde te doen nie, en hulle het dit ook gedoen. Maar ek dink die probleem lê in den grondslag. Lê hier aan die een kant is die Amerikaanse persepsie van wat in Suid-Afrika aan die gang is en wat skeefloop, en dan in die tweede plek Suid-Afrika se buitelandse beleid. Wat Suid-Afrika doen op die oomblik, Suid-Afrika se verhouding met Iran, Suid-Afrika se verhouding met Rusland, 'n geruime tyd, ek noem Lady Red net so in die verbygaan, Suid-Afrika se posisie binne BRICS en Suid-Afrika se aanklag teen Israel in die internasionale hof, het natuurlik alles meegehelp daartoe dat die Amerikaners toenemend begin wonder het of Suid-Afrika werklik die land is met wie hulle die soort verhouding wil aanknoop wat ons graag van die Amerikaners wil hê. En as jy nou net kyk na die wetgewing wat nou geloods is in die Huis van Verteenwoordigers om Suid-Afrika se bilaterale verhouding met Amerika te herondersoek, dan kry jy 'n ellelange lys van vergrype deur die ANC, deur ander swart leiers, onder andere Julius Malema, Suid-Afrika se verhouding met verskillende lande, ons verhoudinge met Hamas en so meer. So daar is 'n ellelange lys wat 'n mens kan na gaan kyk, en dit verklaar eintlik waar ons verhouding met Amerika sit, en nou kom hierdie 49 vlugtelinge en dit word eintlik bo op hierdie probleem gesit, en dit is hoekom die probleem so 'n komplekse probleem is om op te los. En ek weet nie of ons Departement van Buitelandse Sake, DIRCO, of hulle werklik oor die skietgoed beskik en of hulle oor die vaardighede beskik om hierdie komplekse probleem op te los nie. Ten minste nie in 'n verhouding met Donald Trump nie. Msebenzi Jonas, wat aangestel is as die president se spesiale gesant, is miskien beter geskik, maar ook hy het 'n geskiedenis waarin hy al in die verlede negatief verwys het na Donald Trump. En Donald Trump skroom nie om die man te speel eerder as die bal nie. So wanneer jy in die Withuis is jy so 'n bietjie uitgelewer wat my aanbetref. Positief Venter, baie dankie, lekker om met jou te gesels. Voorspoed. Spreek dieselfde hier. Baie dankie.